Shalom. Jesus sê in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ons lees dit in die Messias wat so pragtig is. You will be unshakable and assured deeply at peace. In this godless world, you will experience difficulties. But take heart, be brave, full of confidence. I have overcome and conquered the world. Jesus verklaar homself as die oorwinnaar hier. Hierdie oorwin was nie 'n eenmalige slagveld nie. Hierdie oorwinning is vandag nog net so aktief. Jesus verbind die vrede wat ons kry in ons eenheid met hom. Jesus sê, wat waar is, Johannes sê, wat waar is in hom is ewe waar in my. Die krag en teenwoordigheid van vrede lê in wat hy gesê het, aangaande sy die groot ek is oorwinning. Nie in my vermoë om alles reg te doen nie, inteendeel sê hy vir sy disippels dat hulle almal hom gaan los. Hy verseker hulle alles wat gedoen moes word om vrede te hê, is gedoen. Dis afgehandel. Sy sterwe is my sterwe, sy graf is my graf. Sy opstanding is my opstanding en dan sy vrede is my vrede. Mense, ons moet hoor en verstaan en glo wat Christus gesê het aangaande homself. Alles wat hy gesê en gedoen het aan die kruis, in die dood en die opstanding. Hy het dit gedoen vir ons om vrede te kry en dit te hou. Geen mens kan in die verlede leef met 'n konstante swaard van oordeel oor sy lewe, gister, vandag en môre nie. Nee. Net in glo en aanvaarding dat Christus dit klaar vir my gedoen het en ek in hom en sy opstanding in 'n nuwe lewe in vrede leef. Dit lê nie in 'n 1000 kilometer pelgrimstog nie, dit lê nie in 'n 1000 trappe op jou knieë kruip nie. Dit lê nie om jou self af te sonder iewers in 'n kerkie in die berge nie. Dit lê nie in 'n godsdienstige voorskrifte en handelinge of 1 uur in die kerk deurbring nie. Dit lê nie in 'n selfkastyding en selfmarteling nie. Dit lê nie in 'n sogenaamde skietstilstand en afwesigheid van oorlog of konflik nie. Dit lê nie noodwendig in 'n aflegging van sogenaamde sondige gewoontes nie. Nee. Dit lê in die opneem in die glo en aanvaarding van jou aanvaarding, van jou eenheid met Christus. Christus sê dat jy kan vrede hê. Dit is in hom. Na Christus se opstanding het hy hulle elke keer gegroet met hierdie woord. Vrede, shalom, vir julle. Hoekom? Of het dit met sy opstanding gebeur? Die diepe betekenis van shalom het waar geword in die opstanding van Jesus. In kort, die kruisdood handel met ons verlede, die opstanding waarborg ons toekoms en ons ewige lewe en waarheen ons op pad is as pelgrims. Alle mense is op pad iewers heen en gaan sterf. Die goeie nuus is, ons kan lewe hê en as ons gesterf het, sal ons vir altyd by hom wees. Hierin lê ons vrede. Shalom. Daar is gehandel met my verlede en sonde. Hy bevestig en waarborg sy teenwoordigheid vandag. Hy verseker vir my 'n ewige lewe en 'n toekoms in hom. Ek groet jou. Shalom.